Die tweede ding waaroor ons gaan rekenskap gee, is het ek tot eer van God geleef. Ons sien dan Romeine 14 vers 8, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Alles wat ons doen, moet God verheerlik. Ons leef nie meer vir onsself nie. Paulus skryf en hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. In 1 Korintiërs 10 vers 31 sê hy, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Met ander woorde, ons doen nie net dinge tot verheerliking van God wanneer ons in die kerk is nie. Ons doen nie net dinge tot verheerliking van God wanneer ek my Bybel lees nie. Of ek eet, die manier hoe ek eet, die manier hoe ek loop in die straat, die manier hoe ek optree wanneer 'n kar voor my inry, die manier hoe ek optree wanneer iemand my kwaad maak, die manier hoe ek met mense praat, hoe ek mense behandel, al hierdie dinge kan ek doen tot eer van God. Nou as ek sê ek leef tot eer van God, dan sê dit vir my, mens kan ook tot oneer van God leef. Hoe leef ek tot oneer van God? Wanneer ek nie 'n ambassadeur van God is nie, wanneer ek so optree, dat ek 'n verleentheid vir God is, wanneer ek sonde doen, wanneer ek die verkeerde dinge in my lewe doen, dan is ek nie tot eer van God nie. Om tot eer van God te lewe beteken, dat alles wat ek doen, dra ek God se beeld uit, dra ek die vrug van die Gees, wandel ek met die regte gesindheid, ek doen wat die woord van God sê, ek tree reg op, ek behandel mense soos wat God van my verwag om mense te behandel, ek vergewe, ek dien die Here soos wat hy wil hê ek moet hom dien. Met ander woorde, ek leef 'n Godvreesende lewe, en dan leef ek tot eer van God.